Goeiedag, dis donderdag 13 Maart, ons gesels plaasaanvalle in Suid-Afrika Februarie 2025 en baie welkom by hierdie uitsending. Daar was sprake gewees dat dit redelik stil is. Ons het vir die maand het ons, as julle kan sien daar op die skerm, met ons 15 aanvalle en geen moorde nie. En daar was sprake gewees dat die betrokkenheid van die Trump-administrasie dalk iets daarmee te doen gehad het. Maar ek dink nie dit is werklik die geval nie. Ek het redes hoekom moet daaromtrent verskil. As ons kyk na 2024, was daar vir Februarie 19 aanvalle en 3 moorde, en vir Januarie 2024 was daar maar 6 aanvalle en geen moorde gewees nie. So die politiek van die dag het definitief nie, wel, my mening, die politiek van die dag het definitief nie enigiets te doen met die plaasaanval en plaasmoordsyfers in Suid-Afrika vir Februarie nie. As ons kyk na die ontleding vir Februarie 25, daar is 15 sonder verlies, met Gauteng wat 4 aanvalle gehad het, Noordwes 3, Limpopo geen aanvalle, en Mpumalanga 2, die Vrystaat net 1, KwaZulu-Natal was stil gewees sonder enige aanvalle, die Oos-Kaap 3, Wes-Kaap 2, Noord-Kaap en Namibië niks om te rapporteer nie. Ons gaan kyk na die afsonderlike gevalle. Die 2 Februarie aandeelplotte, plot nommer 20, net so skuins na middernag is daar verdagtes wat die plot betreed, skote word afgevuur, en dit is die enigste besonderhede wat ons het. Skaars 'n halfuur later, by plot nommer 13, is 'n heining gesny vir toegang in die wagte het opgemerk en gereageer. Skote word afgevuur en een van die wagte word aan die hand gewond. Op die 2 Februarie in Kameeldrift West Lilienstraat is daar 'n plot aangeval, 2 tangos met 4 wapens het die plek beroof, een van die werkers erg aangerand en die werkswinkel se sleutels gesoek. Daarso het hulle net met die voertuie gepeter en verder is daar niks wat vermis is nie. Op die 10 Februarie by Kromdraai Goudmyn, dit is daar naby Lanseria Lughawe, het 5 tangos hulle self in die huis geforseer en die eienaar is aangesien om die honde toe te maak. Daarna is hy en die werker vasgebind en aangerand. Die eienaar is gemartel met plastieksak oor die kop en water. Hulle sê hulle soek goud, 4 wapens en kontant, want die goud raak min en hulle is honger. Hulle soek ook sy bankkaart en pin. Die eienaar is in die badkamer toegesluit en hy het later probeer ontslap. Die werker is in 'n kamer geplaas en later toe alles stil is, het hy losgekom en gaan hulp soek. Beweeg oor na Noordweste waar daar 3 aanvalle was. Die eerste daarvan was op 11 Februarie. Nou die aand voor die aanval was daar alreeds aktiwiteit gewees by bure se huis en die bure was nie daar gewees nie en die man het saam met die nagwag uitgestap om te gaan ondersoek instel. Dit het niks gekry. Die volgende oggend het hy vroeg opgestaan om klaar te maak vir sy dag. Hy het uitgestap om die honde kos te gee en toe hy opkyk toe word hy oorval deur 7 tangos. Hulle het hom in die huis ingevat en kort gedreig om te skiet en hulle het hom nader met 'n piksteel geslaan so hard dat hy bewusteloos was. Hulle het aangeneem dat hy dood is en hulle het in die huis ingevaar. Hulle was ongeveer 1 uur en 'n half besig gewees. Nou in Januarie was daar in daardie selfde area ook 'n aanval gewees. Dit is die aanval deur wat die vrou besluit het sy gryp ook 'n mes en die aanvaller het gevlug. Op die 24 Februarie by die plaas Koringfontein naby Swartruggens word 'n bejaarde boer en sy werkers deur sowat 80 mense met rooi hemde gijslaar gehou. Een van die werkers is ook aangerand en die klaar was blykbaar 'n oud werker wat gesê het, wat beweer het dat hy nie die 3 beeste wat ingesluit was in sy skeiingspakket gekry het nie en dat hulle toestemming gekry het by die Swartruggens polisiestasie om daardie 3 beeste te laai en dit was blykbaar ook nie die geval gewees nie. In dieselfde tyd was daar 'n TV-span gewees met een of ander TikToker wat hierdie tipe van video's maak om mense mee op te sweep. So as enige iemand daardie video het, asseblief laat weet vir my of stuur vir my aan. Daar's 'n saak van veediefstal en ook aanranding wat aangemaak is en ek dink daar is ook 'n saak van betreding aangemeld. Op die 26 Februarie by Sionsplaas naby Koster was daar 'n gepoogde plaasaanval gewees. Die bestuurder kon redelike detail omtrent die aanvallers kry en een van hulle is gewapen gewees met 'n jaggeweer met 'n teleskoop en hy was blykbaar reg gewees om te skiet. Toe hy reageer het 4 van hulle in die bosse ingevlug en een van hulle is af in die pad. Nou, interessant genoeg in 2023 was daar ook 'n plaasaanval hier gewees en die plaasbestuurder toe het hulle agter hulle aangehardloop en daar's uit die bosse uit op hom geskiet. Toe hy 'n klag van poging tot moord maak, het die polisie net doodeenvoudig gesê dat hulle kan nie bewys dat daar wel op hom geskiet is nie en daar is toe nooit 'n saak oopgemaak nie.
As julle tot dusver opgelet het, die 1-2 Februarie was redelik besig geweest. Ons stap oor na Mpumalanga toe. Daar was 2 aanvalle geweest. Die eerste was op die 1 Februarie by Top Hill landbouhoewes net buitekant Nelspruit. 3 tangos het 'n vrou in 'n plaashuis oorval. Sy is aangeraand met 'n metaalpyp oor die kop en verskeie waardevolle items is daarso gebyt. Sy is opgeneem vir behandeling. Die 25 Februarie op die plaas Berus naby Huisie View was 'n man en 'n vrou in 'n werkswinkel besig geweest toe die honde begin blaf het. Toe hulle opkyk, is die 3 aanvallers bykans op hulle. 'n Skoot word afgevuur en een van die honde word getref. Die man sit hom te en nog skote word afgevuur, maar gelukkig is daardie skote mis. In die vlugtog word verskeie goederes agtergelaat en die plaasbestuurder en nog iemand het gereageer en 'n duidelike spoor gevolg in die rigting van 'n plaaslike swart woonbuurt. Stoppergroepe is uitgesit en een van die aanvallers is opgemerk, maar hy het in die bosse ingevlug. Ongelukkig moes die soektog afgelas word as gevolg van swaar reën. Op die 23 Februarie naby Ryds word 2 verdagtes opgemerk waar hulle in 'n boom sit en die plaashuis dophou. Die honde hou nie daarvan en hulle skraap die verdagtes. Die verdagtes vlug en die boere mobiliseer waar hulle later die verdagtes in hegtenis neem en daar word klapmisse, kabelbinders en skerp voorwerpe, messe in hulle besit gevind. Een van die verdagtes sê dat hulle het gewag dat die boer sou ry voordat hulle die plaashuis sou aanval, want hulle het geweet die boer ry alleen 'n kerk toe en die vrou bly agter en dan sou hulle haar beroof het. Op die 1 Februarie by Mpame op die Willekus is daar 'n tweede aanval op hierdie mense nadat hulle reeds in April 2024 ook aangeval is. 2 aanvallers breek die veiligheidshek oop en die vrou druk die paniekknoppie. Die aanvaller is woedend hieroor en hy rand haar aan in die gesig met 'n pistoolgreep. Die wag is gewaarsku deur hierdie bedrywighede en hy stap uit. Een van die tangos hardloop weg toe hy die wag gewaar. Die ander aanvaller vat die man na buite en skiet hom in die been en in die voet. Beide die slaggers word in die huis ingeneem en die aanvaller kondig aan hy is binnekort weer terug. Hy het nie weer teruggekeer nie, maar beide se selfone is saamgevat en beide is opgeneem in 'n hospitaal in Oos-London. Op die 1 Februarie op die plaas Lerrein naby Graamsstad daag die aanvallers ongeveer 12 uur die middag daag hulle op met gewapen met vuurwapens. Hulle ran die slagoffers erg aan en dan bind hulle dan vas waarna hulle gedwing word om 'n onbekende bedrag per EFT oor te plaas. Die man is na buite geneem en hy is lank soek geweest. Die vrouens het op 'n stadium hulle dit reg gekry om te ontsnap toe dit stil raak en hulle het gaan hulp soek. Die man is later gevind na verskeie ure wat hulle hom gesoek het, was hy gevind waar hy in 'n boom vasgebind was. Hy is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal opgeneem. Op die 27 Februarie was daar 2 aanvalle gewees in die Weskaap. Ons het geen besonderhede omtrent daardie aanvalle nie, aangesien die ondersoek in daardie area na hierdie tipe aanvalle op 'n kritieke stadium is. Die een was by Grabouw gewees en die ander was by Stanford, seker omtrent so 40 km soos die kraaivlieg oos van Grabouw, en dit is al besonderhede wat ons het omtrent daardie aanvalle. Is dit betreffende die statistiek vir Februarie. Dit verskil so 'n bietjie met ander ouens, maar ek dink is 1 punt wat verskil. Sommige ouens kry 16, ek het 15 en ek het in gedagte gehou sekere goeders wat gebeur het en ek het deur al daai lyste gedraf. So dis die statistiek 12 sonder enige verliese. Daar is aktiwiteit vir Maart maand. Ek sal dit môre in die nuusflits sal ek dit bekend maak. En dan ek het 'n paar maande terug het ek 'n video vrygestel oor die anatomie van 'n plaasaanval. Ek het materiaal gekry, ek is besig om te verwerk oor die wetenskap rondom 'n plaasaanval en die laaste amper 2 jaar het ek ongelooflik baie geleer oor plaasaanvalle en ek gaan nog steeds leer. Maar sodra ek daardie materiaal bymekaar gesit het, sal ek aan julle bekend maak en dit is ongelooflik wat alles in 'n plaasaanval ingaan. Dis dit van my kant af. Tot môre middag wat ek die weeklikse nuusflits vir julle stuur. En dan, ja, vir die res van die tyd, vir nou, asseblief, wees veilig en wees oplettend, want daar is dinge wat besig is om rondom ons te gebeur, wat vir ons baie, baie hard in die bek gaan druk. Ons is te rustig, ons is te gerus, ons is te gemaklik. So, wees bedag oor dit wat rondom jou aangaan in hierdie wêreld van ons, as 'n klomp narede. Mooi dag.